Almal vra, Here, is dit ek wat U gaan verraai? Almal vra dit. Almal vra dit. Nee, korrek? Almal vra, hy vra vir almal. Hy sê vir Judas, Judas, dit is jy. Maar sy hart is so verhard dat hy nog steeds sal doen wat hy wil. En geld kies bo God. En dit kos sy lewe. Dit kos sy lewe vir ewig, sien hy nooit die koninkryk van God nie. As hy van daai besluit. Baie keer in ons lewe vat ons hierdie besluite asof môre is net nog 'n dag en môre vergewe die Here ons dit gaan aan. Maar ek wil vra, as jy daai besluit gemaak het om jou rug te draai op die Here, mag dit dalk jou lewe kos vir ewig. En wat dan? Wat dan? Sy kan hom as die Jesus pastoor, maar jy's rof, jy preek verskriklike goed. Weet jy hoekom? Want ek wil nie hê jy moet die koninkryk van God mis nie. Ek wil nie hê jy moet mis dit waarvoor die Here jou geroep het nie. Die ding is baie keer in ons lewe, Here roep ons terug en sê, come on, maak jou hart oop. Maar hy verduidelik het vir ons baie duidelik in hierdie gedeelte dat die rede hoekom hy nie sy hart oopgemaak het is omdat sy hart verhard was. Die Engelse vertaling verduidelik het so, hy sê, he had a callous heart. Dis 'n hart met eelte op. En weet jy wat maak 'n hart hard? Weet jy wat maak 'n hart hard? Deur om die hele tyd die Here te disobey en nie na hom te luister nie. Ek sal maak wat ek wil. Ek sal maak wat ek wil. Ek sal maak wat ek wil. Dan is jou hart nie meer sag nie.